en ons is dankbaar dat waar ook al ons is, ons saam die aangesig van die Here kan soek in hierdie tydperk en om vertrou vir groot dinge in ons eie lewens. Dit is nie maklik vir ootmoediging nie, maar dit is kosbaar en nodig in ons lewens. En so wil ek u nooi vanaand om die woord van die Here saam met oop te maak by Psalm 51, Psalm 51, 'n boetelied van Dawid. Psalm 51 is 'n baie interessante, kosbare, maar ook 'n persoonlike psalm wat Dawid self neergepen het. En dit is wat vir my so wys op die egtheid van die woord van die Here. Dit is nie met die sonskyn en rose net ingekleer. Dit lig vir ons die moeilike, uitdagende, donker en selfs die negatiewe en slegte van die kind van die Here se lewe uit. Maar saam met dit wys dit ook vir ons die kosbare herstel en vergifnis wat daar is van ons Here Jesus Christus. En hoe belangrik dit vir ons as kinders van die Here is, noodsaaklik is. En Psalm 51 is, soos ons vanmôre genoem het, na Dawid met Nathan in kontak gekom het. Nathan vir hom gesê het, jy is daardie man wat geneem het wat nie aan jou behoort het. Waar hy Batseba, wat nie sy vrou was, met haar oorspel bedryf het, en nie net dit gedoen het nie, maar ook haar man eintlik indirek laat vermoor het. So hy was nie net 'n hoereerder nie, hy was 'n moordenaar, en omtrent vir 3 jaar lank lewe Dawid in hierdie toestand. Waar sy hart verhard is, geen inslag van God in sy lewe nie, tot hoe die profeet hom konfronteer. En na hierdie konfrontasie kry ons nou hierdie psalm wat hier neergepen is. En daar is min persoonlike psalms soos hierdie, waar ons die hart van die digter kan raak sien. Sy berou, sy diepe besef van wie hy is, wat met hom gebeur het, en die belangrikste, sy begeerte en smag na herstel. Kom ons lees daar saam Psalm 51 vanaf die eerste vers. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbruisel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste vir my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur u gewillige Gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel, Here. Open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Met u het geen lus in slagoffers, anders sou ek dit gee. In brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehaag hê in die offers en geregtigheid in brandoffers en voloffers. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. Net tot sover en 'n onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig die hoofde dan met ons saam. Hemel Vader, ons sê vir u dankie dat ons hierdie aand weer eens by mekaar kan vergader rondom u woord. Dankie vir u woord wat vanaand weer tot ons kom spreek. Dankie vir so 'n persoonlike diep getuienis van 'n man soos Dawid. 'n Man wat u self sê 'n man na u hart is. Maar vanaand, Here, kom sien ons in hierdie man se lewe nie net die goed en die mooi nie, maar die tragediese gebeur wat gebeur het, maar ook die herstel wat hy ondervind. En Here, mag u vanaand ook so in ons kom openbaar in ons eie lewens, dat ons ook sal besef wat 'n ware gebroke hart voor u is. Seën ons dan hierdie aand, Here, en word u ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ek wil graag met u praat in lig van vers 14 in besonders en dan ook saam met dit, gee my weer die vreugde van die Heilige, ondersteun my deur
'n gewillige gees, wat ons daar saam lees, wat die Here hier besonders met Dawid kom praat. En dan wat Dawid van die Here af vra en wat hy van die Here af soek, die belangrikste offer, vers 19, die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke hart, en vir 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Vanaand se tema van ons boodskap is 'n gebroke hart voor God. Hierdie gebroke hart praat nie van 'n hart wat gebreek is weens hartseer of omstandighede, maar 'n hart wat gebreek is weens sonde. 'n Hart wat sag is en oop is, dat die waarheid van God daarin kan inkruip en inslag in so 'n hart kan hê. Dink aan 'n muur wat toegebou is, maak nie saak hoe hard iemand probeer of maak nie, hy sal nie daardeur kan kom nie, niks sal daardeur kan vloei nie. Maar wanneer daar krake begin vorm, wanneer daardie ding oopgebreek word, stel hy homself oop, in hierdie geval vir die werk van God. En wanneer dit kom by verootmoediging, soos ons vanmôre gehoor het rondom boodskap 1, wys dit vir ons dat ons verootmoedig word en besonder deur die woord van die Here gewys word hoe ons lewens voor hom lyk. Maar nou vanmôre kyk ons na hierdie boodskap of vanaand na hierdie boodskap en ons vra, hoe lyk ware verootmoediging in die hart? Psalm 51 gee vir ons die mees indringende voorbeeld in die Bybel van 'n man wat vir God verootmoedig geword. En ek wil u aanmoedig dat u saam met dit, as u bietjie gaan lees en u eie studie doen, dat u ook Psalm 32 sal lees. Psalm 32 en 51 loop hand aan hand. Saam Dawid se belydenis, waar hy sy hart vir God kom oopmaak. Waar ons waarlik kan sien dat hierdie man berou het oor wat hy gedoen het, dat hy smag om weer herstel te word by God. Maar dat hy nie net vinnig sy sonde oorsien en maak asof dit niks is, maar dat sy hart oopbreek, dat dit hom bring op 'n plek van 'n gebroke hart en 'n verslae gees voor God. En hierdie is die effek wat elke kind van die Here moet beleef oor sonde. Ja, ons eie sonde, maar ook oor die sonde in die wêreld daar buite. As ek sien hoe die wêreld in goddeloosheid seevier en lewe en uitgaan, moet dit my hart breek. Dit moet ook vir my 'n gebroke hart en 'n verslae gees gee. Sonde as geheel behoort ons as kinders van die Here te ontstel. Dit behoort 'n emosie in ons op te wek, dat ons nie net afstand van dit af wil doen nie, maar dat ons die Here wil aanroep, dat hy sal ingryp, en daardie sonde sal verbreek in ons eie lewens, in ons huise, in die lewe van ons familie en vriende en kollegas, en selfs in die wêreld daar buite. Hierdie dinge wat ons sien op die televisie en op die nuus en in die koerante, behoort ons harte breek voor God. Dit behoort ons op 'n punt te bring van 'n diepe besef van wat sonde is, die effek daarvan, maar ook die begeerte om reg te maak voor die Here. Psalm 51 is nie 'n teologiese verhandeling. Dis 'n gebroke man op sy knieë voor heilige God. En dit is wat ware verontmoediging is, 'n gebroke hart voor God. Kom ons kyk vanaand na 5 gedagtes oor hoe die Here in hierdie Psalm vir ons kom wys, hoe hy ons harte wil breek oor sonde, wat dit vir ons sal bewerk, wat dit vir ons sal inhou, en die wonderlike vreugde wat daaruit sal vloei. In ons eerste gedagte vanaand sien ons God verlang 'n gebroke hart, nie net 'n uiterlike godsdienst nie. In vers 18 van ons geleesde gedeelte sien ons, want U het geen lus in slagoffers, anders sou ek dit gee. In brandoffers het U geen behaag nie. Dawid skryf in hierdie Psalm dat offers op sigself vir God nie gaan beïndruk nie. Dis nie wat hy soek of wat hy wil hê nie. Wat God soek is nie net 'n ritueel nie, mooi gebede of godsdienstige optrede nie, maar 'n hart wat gebreek is oor sonde. Ons lewens kan hoe mooi uiterlik wees. Ons kan al die kerklike dissiplines uitoefen en doen, gebed en Bybel lees en kerk toe kom en tiende gee en betrokke wees in die gemeente by die susters en die kerkraad en die sonnaskool en al hierdie kosbare dinge. Maar as my hart nie gebreek is oor sonde nie, as die grootste offer van my lewe nie my eie hart is teenoor God in gehoorsaamheid nie, beteken al hierdie dinge niks nie. Vandag wil baie mense sê godsdiens is 'n slegte ding. Ons wil die Here dien, ons wil hom volg, maar godsdiens is 'n slegte ding. Ek wil vriende godsdiens beskryf wat ons moet doen om God te dien. Maar wanneer ons godsdiens so belangrik word in tradisie en kultuur en gewoonte, en ons is besig met 'n godsdiens sonder 'n God, gee dit vir my niks in. Dan is dit 'n uiterlike vertoning en voorgee om ander te beïndruk en tevrede te stel. As God nie in my hart en in my lewe inslag het nie, as daar nie verandering uitloop nie, as my hart nie neig na die dinge van God en gebreek word oor die dinge van die wêreld nie, moet dit vir my uitroep,
daar is fout. Ons weet wanneer ons siek word, nie omdat ons die virus kan raak sien in ons liggaam nie, maar omdat ons kan let op die simptome daarvan. Ons sien nie daar die virus nie, ons het nie gou 'n vinnige mikroskoop in ons liggaam in te loer nie, maar ons kom agter in die sniffel van die neus, die krap in die keel, iets is nie reg nie. So behoort ons ook die toestand van ons harte raak te sien, wanneer sonde dit nie meer breek nie, maar my hart daarvoor begin raak. Wanneer my hart nie meer die dinge van God begin lief hê, hom eerste te stel, om hom te behaag nie, om my hart eerder begeer na die dinge van die wêreld. Ons kan kerk toe kom, ons kan bid, ons kan Bybel lees, ons kan self dien en preek, maar die vraag is ons harte werklik sag, oopgebreek voor God? God sê nie bring vir my 'n perfekte optrede nie. Hy sê nie bring vir my maar net mooi dinge nie, hy sê bring vir my 'n gebroke hart. Waarom? Omdat sonde nie in die eerste plek 'n uiterlike probleem is. Dit is 'n hartsprobleem en daarom moet verontmoediging waar begin. Die uiterlike nie, by die hart self. Vers 8 van ons geleesde gedeelte sê Dawid, kyk, u het 'n welgeval aan die waarheid in die binneste. In die verborgenheid maak u aan my wysheid bekend. Terse, mag ek jou pla. Die heel linker een is, net vir my 'n bietjie afstel, ekskuus. Ek hoor ek ego weer bietjie. Ek lees weer vers 8. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborge maak u aan my wysheid bekend. God gaan nie uit die hemel uit noodwendig uitdaal en in hierdie wolkkolom met my praat. Daar gaan nie noodwendig hierdie ligstraal wees en 'n stem wat uit die hemel uitdonder nie. Maar in die stilte, in my binneste, kom spreek die Here my aan in sy woord. Kom lei en wys hy vir my as sy kind. Jy's nie op die regte spoor, op die regte pad nie. Maar as my hart begin hard raak, as die dinge wat God se hart breek nie meer my hart breek nie, moet dit vir ons wys daar is iets fout. Die kind van die Here wandel in God se wil, wanneer hy begin doen wat God van hom af verwag, wanneer hy die dinge van God begin lief hê en die dinge wat God haat ook haat. Nie mense nie, sonde en dit wat hulle oor doen en maak. Dawid sê in Wese, Here, ek kan offers bring, maar dit is nie wat u diep binne verlang nie. Wat u wil hê is 'n hart wat voor u gebreek is, wat stikkend is. Dis hoekom hy skryf en sê in vers 19, die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart, o God, sal u nie verag nie. Dis wat God van sy kinders soek en vra. Nie ons werke en ons mooi dade en woorde wat tem en streel en maar net mooi klink. Hy soek 'n hart wat waarlik breek oor sonde. Wat terugkyk oor ons eie lewenspad en sien waar die Here my gaan uithaal het. Maar liewe vriende, dis baie keer dat ons vergeet wie ons was. Maar eers wanneer ons terugkyk na ons ou lewe, die kruis opnuut weer aanskou en besef, kyk waar het God my uitgehaal uit die sluike van die wêreld en hy het vir my 'n nuwe lewe kom gee. Waarom sal my hart na die ou dinge terug verlang en nie verlang na die dinge van my Heiland nie? Wanneer laas het jy vir God geween oor jou sonde? Wanneer laas het die dinge in u eie lewe u gepla? As daar sonde is, tekortkominge is. Wanneer laas het jy nie net jammer gesê nie, maar werklik gebreke gevoel omdat jy God en sy gees bedroef het? Dit behoort ons optrede teenoor die Here te wees. Liewe vriende, hierdie gaan nie oor 'n Jannie jammerbal en 'n selfbejammering. O, ek is so sleg, Here, kyk my jammer. Maar 'n opregte berou om te besef ek is jammer nie omdat ek uitgevang is nie, maar omdat ek besef hoe God my sien, hoe ek tekort skiet van dit wat hy vir my in gedagte het en my hart daaroor breek. Dit is hoe ek en u moet reageer oor sonde. Dit moet ons pla. Dit moet ons wakker skrik wanneer ek sien daar is iets in my lewe wat God nie tevrede stel nie. En dit moenie vir my maar net ligtelik wees soos ag, dis 'n swakheid. Dis maar menslik, dis maar 'n ongeluk, dis 'n oepsie nie. Nee, ek het gesondig teen die God van die heelal. En dit moet my hart breek en my tot my knieë bring om dit na hom toe te bely. Maar volgens sien ons sonde verhard die hart, verootmoediging maak dit weer sag. Vers 4 en 5 van ons geleesde gedeelte roep Dawid uit en hy sê, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, my sonde is altyd deur voor my.
Hierdie is 'n man wat besef wat hy gedoen het, die impak daarvan, die effek wat dit gerimpel het deur sy eie lewe, deur ander se lewe, tot deur die hele volk. Maar sy belydenis is 'n uitroep tot God om te sê, Here, ek sien raak en ek besef hoe ek tekort geskiet het en tekort geval het voor u grootheid. Vir 3 jaar lank loop Dawid met hierdie hartskondisie. Geen trane, geen geween, geen gebroke of verslae gees nie. Hy verhard en gaan dieper en dieper in sy sonde in. Maar op 'n bepaalde dag kom staan Nathan gestuur deur God self en deur hierdie eenvoudige woorde, jy is daardie man, breek daardie kliphart oop en het God inslag tot 'n sagte hart van verootmoediging. 'n Man wat diep insien en bedroef is oor sy sonde. As mens ooit trane in 'n psalm kon raak gesien het, sou dit dene gewees het. 'n Uitroep na God en die besef, Here, wee my vir my sonde, weer my vir hoe ek tekort kom, maar maak my weer heel, maak my weer reg. Hierdie is nie maar net 'n man wat hartseer is en verslae is oor sy sonde nie, maar 'n man wat uitroep na verlossing, 'n man wat uitroep na vernuwing. En dit is wat God vir ons vanaand afvra. Dit is wat die Here van u en van my af verwag. Dit help nie ons voel sleg en ons is te neergedruk en besef ons sonde nie. Die opdrag vanaand is en wat Dawid hier vir ons 'n voorbeeld van is, bring dit na die kruis van Christus. Liewe vriende, ons sing vanaand, o die bloed sal nooit sy krag verloor, nee nimmer. Jesus bloed, dit reinig my nog immer en sal nooit sy krag verloor. Ons sing hierdie mooi koortjies, ons sing hierdie mooi woorde, maar besef ons vanaand wat dit vir ons inhou. Ja, die bloed van die kruis is lankal fisies droog, maar die werking daarvan verduur vanaand nog steeds vir elke sondaar, vir elke kind van die Here, wat met opregtheid vir God uitroep en sê, Vader, vergewe my, want ek het gesondig. Ek het dinge in my lewe bewaar en vasgehou wat nie daar behoort nie. Jy weet hierdie wonderlike ding, wat my verstand na hoeveel jare die bediening nog steeds te bowe gaan, is dat God ons in 'n oomblik vergewe. Ja, herstel vat tyd. Ons kan dit sien in Dawid se lewe, maar vergifnis is onmiddellik. En hoe God hierdie vergifnis beskryf, gaan my verstand te bowe. Dis ondeurgrondelik vir ons klein koppe om te verstaan. Hy sê verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. Hy werp dit in die diepte van die see. En hierdie woorde tref my elke keer en hy dink nooit weer daaraan. God vergeet nie. Maar hy sê dis asof dit nooit gebeur het nie. Daar die rekordboek van sonde, elke oortreding wat ek ooit gedoen het, is opgeskeer, weggegooi, verbrand, dit bestaan nie meer nie. Dit is die krag wat daar in die bloed van Christus is. Dit is wat die bloed vir jou en vir my kom voorhou en vir ons beteken as kinders van die Here. En dis op grond van daardie bloed dat daar vanaand tog vir u en vir my vergifnis is, van wat ook al my weerhou, terughou of in my lewe ingekruip het. Vanaand is daar nog steeds vergifnis vir elkeen wat dit gewilliglik en vrylik wil ontvang. Daarom roep Dawid aan en hy gebruik woorde soos delg my sonde uit. Daardie woord delg praat van maak dood, verwyder dit totaal en al. Nie net sit dit een kant nie, uitgedelg asof dit nooit daar was nie. En dit is wat God met u en met my sonde wil kom doen. Hy sê, Here, kom neem weg, kom neem uit, kom maak skoon dit wat nie aan u behoort, dit wat nie u verheerlik en tot u naam en tot u eer is nie. Wanneer ek en u onsself verootmoedig, begin ons weer sonde sien in ons lewens soos God dit sien. Wanneer ons self verootmoedig voor God, begin ons weer sensitief raak vir die werking van die Heilige Gees. Wanneer ons onsself voor God verootmoedig, begin ons weer die gewig van heiligheid te voel en die oproep om dit te leef, nie net te preek of na te luister nie. Maar solank daar trotsheid bly in ons harte, kan dit niks vir ons beteken nie. Is jou hart vandag sag teenoor die Here se stem? Kan hy met die gefluister van sy stem in ons lewens indring tot in die diepste van ons wese? Of is daar 'n kwaad, harde hart wat hierdie dinge van God afkeer? Word jy nog geraak in u lewe wanneer daar sonde is? Bring dit jy op u knieë tot belydenis of het dit geword soos 'n algemene gewone ding, omdat almal dit maar doen en almal dit maar ondervind? Derdens, vanaand sien ons, 'n ware berou is gerig op God, nie op onsself nie.
Vers 6 roep Dawid uit, hy sê, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerigge. Een van die diepste uitsprake van Psalm 51. Teen U alleen het ek gesondig. Dawid het gesondig teen Batseba. Hy het gesondig teen Uria, haar man. Hy het gesondig teen die hele volk en tog roep hy uit, teen U alleen het ek gesondig. Is dit omdat Dawid nie berou gehad het teenoor hierdie mense nie? Nee. Maar omdat hy besef het teenoor wie staan hy skuldig aan die einde van die dag. Ja, ons moet bely teenoor ander as ons verkeerd gedoen het, maar aan die einde van die dag gaan belydenis en om reg te maak en herstel nie oor my en oor my beeld omdat ek uitgevang is oor my sonde nie, maar dit gaan oor om met God reg te maak. Dit wys vir ons die kern waarop hy bou. Valse berou sê vir ons, ek voel sleg oor wat ek gedoen het, maar dis dit. Ek is bang vir die gevolge, daarom is ek maar voel ek sleg. Ek skaam my voor mense en daarom sal ek my jammer sê. Maar ware berou sê, Here, ek het berou. Ek is bedroef oor wat ek gedoen het en wat in my lewe is. Ware berou sê, my sonde het my hart gebreek soos dit U hart breek. Ware berou sê, ek het teen U gerebelleer, teen U in opstand gekom. En dit is teenoor hom oor wie ons belydenis moet wees. Dis teenoor hom wat ons eers moet herstel. Voor ek met ander moet regmaak, moet ek eers met God reg. Verootmoediging is nie net om beter te voel oor onsself nie, dit is om ons verhouding met God te herstel en weer op die plek te bring wat hy van ons verwag. Dawid het nie net bekommer oor sy reputasie gehad nie, hy het bekommer oor sy verhouding met God. Nou moet jy onthou, dis die Ou Testament, daar was nie verseëling met die Heilige Gees nie, maar Dawid het so gevrees en hy het God gesmeek, Here, moenie van my onttrek soos U van Saul onttrek het nie. Here, moenie laat die Heilige Gees my verlaat nie. Hy bevind homself in so 'n vrees, 'n heilige vrees, omdat hy weer vir die eerste keer sy sonde sien, soos God dit sê. Vir die eerste keer kyk hy weer op na die Here en hy besef hoe klein en nietig hy is, dat hy stof in die aangesig van God is, en hy roep uit dat God hom nie sal vergeet. Hierdie tyd weg van God se aangesig het 'n groot geestelike skare vir hom gebring. 'n vrees, 'n skrik, 'n besef dat hy nooit weer in hierdie toestand wil verkeer. In Psalm 32, soos ek vir u genoem het, wat hand in hand loop, ook 'n belydenis is van Dawid oor hierdie gebeur, sê hy dat die Here het sy gebeendere uitgeteer. Hy het aande wakker gelê met hierdie ontevredenheid, hierdie gewoel, hierdie leemte in sy hart. Hy was uitgeteer, hy was gestres, uitgeput, moeg. Sy sonde het hom nie net geestelik geraak nie, dit het hom fisies stiek gemaak om uit hierdie toestand te verkeer. En daarom kom roep hy God aan vir herstel. Vers 10 vra hy, laat my vreugde en my blydskap hoor. Laat die gebeente juig, hoor mooi, wat U verblyfsel het. Die gebeente wat U verblyfsel het, laat dit juig. Wanneer jy bely, vra jouself, is ek net jammer omdat ek dalk uitgevang is of ander dit nou dalk sien, of is ek werklik gebroke omdat ek God bedroef het? Al die woord bedroef wat vir ons oproep in Efesiërs sê, moet die Heilige Gees nie bedroef nie. Praat van 'n diepe hartseer. Ons breek God se hart wanneer ons sondig. Ons stel hom nie maar net te leer en kyk hom net af nie. Ons breek sy hart. En as God se hart gebreek is vir ons sonde, hoeveel te meer moet ons harte nie gebroke wees daaroor. Maar vierdens vanaand, liewe vriende, sien ons ook verootmoediging bring herstel en nuwe lewe. Psalm 51 eindig nie in wanhoop nie, dit eindig in hoop. Dawid bid nie net vir vergifnis, hy bid vir herstel. En dit is die klimaks van hierdie boodskap vanaand, liewe vriende. Dit help nie ons het berou oor ons sonde nou net. Dit help nie ons vra Here vergewe ons net nie. Dit moet 'n begeerte en 'n strewe wees om weer geherstel te word tot waar God my wil hê, waar hy my soek, wat hy van my af verwag. En hierdie hele reeks kan ek en u hier verslaat en neergedruk, moedeloos, hartseer uitloop. En sê, o Here, ek is so sleg, ek is so sondaar. En dit sal vir ons niks beteken as God nie herstel in ons lewens kan bewerk. Hy begeer dit. In Esegiel 38 beskryf die Here wat hy met sy volk eendag gaan doen, maar dit is so van toepassing op sy kerk vandag. Esegiel kyk uit oor 'n dal van gebeendere, dooie bene. En die Here kom gee vir hom 'n visie hoe hy weer
hierdie bene weefsel kom aansit en nuwe lewe kom gee. En hy sê, soos ek hierdie dal wat uitgedroog, uitgeput, vol dood was, nuwe lewe kom gee, kom herstel het, weer kom nuut maak het tot sy vorige heerlikheid. So sal ek dit weer vir die volk kom doen. Maar so wil die Here dit ook vir sy kerk kom doen. So wil hy dit ook vanaand vir sy kinders kom doen. Hy wil jou en my herstel. Hy wil jou en my kom nuut maak. Die profeet Maleagi praat oor die herstel van die tempel. En die volk het soveel berou gehad toe die tempel klaar gebou was. Mense sal dink hulle sou bly wees, maar hulle kyk na hierdie klein tempeltjie en hulle onthou die dae van die vorige massiewe groot tempel. Berou. Here, kyk hierdie ou klein plekkie van aanbidding teenoor die grootte wat daar was. Hoe ver het ons nie geval nie. En Maleagi deel met hulle hierdie woorde, dat die heerlikheid van daardie huis groter sal wees as van die vorige. God kan dit in u en my lewe kom doen. Ons kan vanaand dalk sit en sê, Here, ek is so te neergedruk oor my sonde. Hoe kan dit ooit weer regkom? En die Here sê die heerlikheid in ons lewens vorentoe kan veel groter wees as dit wat ons in die verlede beleef. Hoe baie keer praat ons nie sê die vorige dae, onthou toe die kerkbanke vol gesit het en die saal deur in die aanddiens opgeskuif is, wonderlik. Hoe praat ons nie voor hoe mense gebid en die Here gesoek? Hoekom kan dit nie weer gebeur? Hoekom kan die Here dit nie weer doen nie? En daar is geen rede hoekom. Maar liewe vriende, dit help nie ons preek vanaand vir die leë banke hier voor en daar in die hoeke in die saal. Vanaand wil God hierdie werk eers by u en by my begin. Voor ons begin sê, Here, maar wat van die ander? Waar is hulle vanaand? Vanmôre was die kerk vol en nou sit net ons handjie vol. Maar wat van hulle, Here? Wil ek jy weer herinner aan Jesus se woorde aan Petrus. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Voor ons wil begin vingerwys. Voor ons wil sê, ja, so of hy of sy moes hierdie boodskap hoor. Vra, is dit nie vanaand by my wat die Here wil begin? Is dit vanaand by my waar die Here eers herstel en vernuwing wil begin? 2026 nie net 'n jaar is van mooi voorneme, maar 'n jaar van oorwinning waar God in en deur my lewe inslag het. Waar hy my lei, waar hy my stuur, waar hy my gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk. Ons sien hierdie Psalm, Dawid bid nie net vir vergifnis, maar vir herstel. Hy vra vir 'n rein hart. Hy vra dat God sy gees nie vir hom sal weggeneem nie. Hy vra vir die vreugde wat hy verloor het, dat dit weer sal terugkeer na hom. En dis die wonder van verootmoediging. Dit breek ons, maar dit genees ons ook. Jy kan dink vanaand as daar 'n huis is wat sy mure gekraak is en uitmekaar uitval en weggeskeur is, gaan 'n bouer nie net bietjie pleister plak en mooi maak en ons regmaak nie. Nee, hy breek daai huis tot op die grond en hy begin weer by die fondasie. En vanaand wil God weer by jou en my fondasie begin. Verootmoediging maak seer. Dis 'n openbaring van my tekortkoming. Dis 'n erkenning van waar ek behoort te wees en nie is nie. Dit is 'n oproep om tot daar te kom. En die Here wys vir ons vanaand die pad. 'n Besef van ons sonde. 'n Oproep en 'n begeerte om reg te maak. En 'n gewillige hart wat sê, Here, ek sal doen en maak wat U van my af verwag. As daar 'n kruis is wat ek moet dra, sal ek die kruis dra. As daar 'n gewig is, as daar moeite is, as daar tye dinge wat my tyd gaan opneem, vir U naam sal ek dit doen. Dawid se lewe na Psalm 51 wys vir ons iets baie belangrik. Verootmoediging maak jou nie minder bruikbaar vir God nie. Dit maak jou meer bruikbaar. Ek is seker U saam met my bid gedurig. Here, gebruik my. Here, vorm my. Here, maak my soos U wil. En dit begin eers, liewe vriende, dat daardie dinge in my lewe, daardie mure eers afgebreek moet word. Fondasie reggemaak moet word. Daarop die regte fondasie gebou kan word. Ons laaste gedagte vanaand sien ons verootmoediging bring vreugde in herstel. Waarop verootmoediging eindig nie by die donkerste skuldgevoel en selfveroordeling. Dit eindig in die vreugde. Die pad van 'n gebroke hart lei tot die vreugde van herstel, tot opbou en tot blydskap en rus in Christus. Herstel bring vreugde van verlossing weer terug in my hart. Wanneer Dawid sy sonde bely het, het hy nie net om vergifnis gevra nie, maar dat die Here weer sy vreugde sal herstel. Dat hy weer sal ondervind soos hy God vroeër in sy lewe ondervind het. En dalk is u saam met my so, daai tydperk toe die Here u gered het, was ons so aan die brand, so vlam en vuur vir die Here. Dalk iets in die lewe ingekruip en daardie vuur gedemp.
En vanaand het ons die voorreg en die geleentheid om te vra, Here, kom plaas daardie vuur weer in my hart. Caleb was 80 jaar oud en hy daardie vuur het nog helder in sy lewe gebrand toe hy nog vir die Here wou geëiwer het daar in die boek van Joshua. Psalm 51 vers 12 sê, herstel my die vreugde van die heil en ondersteun my met 'n gewillige gees. Sonde steel ons vreugde, dit bring skuld, afstand tussen my en die Here en dit maak my geestelik droog en uitgeput. Maar wanneer ons verootmoedig, ons sonde bely en na God terugkeer, bring dit weer vir my herstel. Dit breek ons weer, maar dit bring ook weer vir ons vreugde en 'n nuwe verhouding met die Here. En hier sien ons die belangrike waarheid raak. Vergifnis neem die skuld weg. Herstel bring die vreugde terug. Verontmoediging maak die pad oop vir albei. Vanaand, liewe vriende, is daar 'n pad, is daar 'n geleentheid om weer met God geherstel te word, om weer te kom waar die Here my soek, weer waar hy my wil gebruik, weer waar hy my begeer om te wees, maar dit begin met die eerste tree. Die belydenis, die aflê, die strewe, die begeerte. Herstel bring vrede met God self. Waar daar berou is, kom daar vrede. Paulus herinner ons daaraan in Romeine 5 vers 1, wanneer hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. 'n vrede wat die wêreld nie kan namaak nie, 'n vrede wat die wêreld nie kan voorgee nie, 'n vrede wat die wêreld nie vir jou en my kan bied nie, 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan, sê Filippense. Wanneer ons harte herstel, wanneer dit herstel word deur God, val die skuldlas af. My gewete kom skoon en ek kan weer met vrymoedigheid voor God staan. Vrymoedigheid om te bid, om weer met God in diep gesprek in te tree, my hart voor hom oop te kleef en te praat oor dinge wat my bekommer en my pla, wat ek begeer en wat ek nodig het in my hart. Vrymoedigheid om weer met siele te praat oor die koninkryk van God, hulle op te roep tot bekering en kinders van die Here te vermaan en aan te spoor. En is daardie vrymoedigheid vir God, wat God vanaand vir jou en vir my wil gee, vir elke persoon wat hom te kom met 'n gebroke hart en 'n verslae gees. Hierdie vrede lei tot verdieping van innerlike vreugde, nie oppervlakkige geluk nie, maar 'n vaste God gegronde blydskap. En het ons nie hierdie blydskap nodig in die tyd wat ons lewe nie. Sit die televisie aan of tree met enigiemand in 'n gesprek en ons hoor al die klagtes, die moeilike, uitdagende, swaar, seer wat hierdie wêreld bied. God sê in verruil vir dit kom bied ek vir jou blydskap. Ek het nodig dat jy jou sonde na my bring en dan daarin verruil gee ek vir jou vreugde en blydskap. Herstel bring ook vreugde in die hemel. God self verheug hom wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Lukas 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap vir die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek praat hier net van ongeredde mense, jy praat van 'n kind van die Here wat weer met God herstel word. Net soos ons gehoor het dat sonde die gees bedroef, maak 'n hart wat bely, herstel en weer daai blydskap weer beleef, maak dit die hart van God juig, bly dat sy kind hom weer met hom verenig het. Ons sien dit in die verhaal van die verlore seun, wat weer teruggekom het na sy vaderhuis, en sy vader het hom nie afgewys nie, het hom nie soos 'n slaaf hanteer nie, hy het hom toe gehardloop, hy het hom in die bors gedruk en gesê, my kind is terug. En dit is wat die Here vanaand vir jou en vir my bied. Nie net 'n tik oor die vingers nie, nie net hoe ek het jou gewaarsku, ek het jou gesê nie, maar welkom terug my kind, welkom terug. Herstel bring ook vir ons 'n nuwe lof en 'n getuienis. Wanneer Dawid herstel is, het hy beloof om ander te leer van God se genade. Vers 13 sê hy, dan sal ek die oortreders u weer leer en die sondaars sal hulle tot u bekeer. Vanaand het ons 'n boodskap omdat Dawid gesondig het. Klink hard of wreed om dit so oor daar te praat. Maar dis nie omdat Dawid gesondig het nie, maar dis die getuienis wat daar gekom het uit sy herstel. Hoekom is daar nie vanaand 'n boodskap oor Saul nie? Want Saul het in sy sonde verhard. Die gees van God het van hom onttrek en hy het as 'n goddelose sondaar gesterf. Maar Dawid gekies het om te sê nee. Ek is bereid, Here, om nie uitwaarts te kyk nie, maar inwaarts. Om my eie sonde raak te sien, te besef, dit na God toe te bring, dit te bely, dit neer te lê en nie te vra vir herstel. Herstel bring nie net persoonlike vreugde nie, dit skep ook 'n nuwe lof in ons harte. 'n Nuwe getuienis op ons lippe om met ander te deel, om te sê, kyk wat het die Here vir my kom doen.
vir jare, maande, daar was ek dalk in hierdie toestand, maar God het my daaruit kom uithaal en ek kan dit ook vir jou kom doen. Baie mense het al vir my gesê, Dominee, ons kry soveel aanslag met jou wanneer jy deel in jou eie lewe uit wat jy ondervind en deurgaan het en geval het. Want wat sien mense? Die Dominee is ook net 'n mens. Maar so vir u en vir my ook, as ons met ander deel, die stryd, die bekommernis, die vrese wat ons het, wat hulle ook mag ondervind. Hulle sien hoe ons dit hanteer, hoe ons optree, wat ons doen met ons sonde. Wanneer daar berou is en ek bring dit na God toe, kom daar vreugde. Vreugde wat anders sien en begeer, en is 'n oproep vir hulle tot herstel met die Here. Liewe vriende, vanaand sien ons hoe lyk 'n gebroke en 'n verslae hart voor die Here. 'n Hart wat uitroep om reg met God te maak. 'n Hart wat waarlik besef wat sonde is. Nie net wat dit vir ons inhou nie, maar wat dit vir God beteken en wat dit in sy hart doen. Wat dit doen in ons verhouding tussen ons en hom en hoe om dit om reg te maak. Vanaand kom roep die Here dat ons sal leer, nie net uit ons eie foute nie, maar uit Dawid se. Maar dat die pad vir ons van herstel en vergifnis en vreugde voor ons neergelê is. Vanaand vir ons die geleentheid gebied is om dit aan te gryp. Ken jou sonde eerlik voor God. Laat jou hart gebreek word oor wat God bedroef. Vertrou ook God vir herstel, vernuwing. Dat hy dit vir jou kan kom doen, dat hy weer kan kom regmaak dit wat gebreek is. Dit begin vanaand, liewe vriende, by eerste erkenning waar ek tekort kom. In die Japaneese kultuur het hulle gebruik dat wanneer 'n pot breek of stikkend is, hulle hom nie weggooi nie, maar dat hulle goud gebruik om hom reg te maak. Oral daar waar die krake is, waar uitmekaar uitgeval het, soos ek en Eno Q-bond gom sou vat om dinge reg te maak, gebruik hulle goud. En oral waar daardie pot voorheen stikkend was, is hy nou weer heel en met goud aan mekaar gesit. En wat beteken dit vir die pot? Eerstens, dit vertel 'n storie wat met hierdie pot gebeur het. Maar dit vermeerder sy waarde. Daai pot is meer werd as voor hy gebreek was. Dalk is dit vanaand nodig, liewe vriende, dat ons harte voor God moet breek. Klink sleg, dit klink lelik, dit klink moeilik, dit klink onmoontlik. Maar dat God dit weer wil kom herstel, weer wil kom heel maak, met meer waarde as wat dit ooit gehad het. Dat ons weer sal besef wat dit is om tot God aan te roep vir ons sonde. Die gevolg van sonde en om dit om reg te maak. Dat ons weer eens by sy blydskap kan ingaan en dit vir onsself beleef en ondervind. Mag ons vanaand met 'n gebroke hart voor God kom. En mag ons uitstap met 'n herstelde gees en 'n nuwe gemoed om hom te eer, te loof en te dien met ons hele lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, vanaand se woorde kom hard tot ons. Dis 'n groot oproep. Ons wil nie altyd oor sonde hoor en oor dit praat nie. Dis 'n afskuwelike en 'n slegte ding. Ons wil baie eerder hoor oor die mooi en lekker dinge van U en van U woord. Maar dit is nodig vanaand om dit te besef, Here. As ons die vreugde en die vrede van U wil beleef, as ons die wonderlike rus by Christus wil ondervind, begin dit vanaand by iemand wat in sy eie hart eerlik is en sê, Here, wat in my lewe vir U is nie reg nie. Wat in my lewe vir U moet reggemaak word. Wat is nodig om verwyder te moet word, herstel te word, nuut gemaak te word. Here, U vra nie vanaand vir perfeksie nie. U vra vir eerlikheid. U vra vir opregtheid. U vra vir gewilligheid. En ek bid, o Here, mag U dit vind by my vanaand. Mag U dit by elke liewe een wat hier vanaand en vergader is en inluister is vind. Dat ons voor U sal kom en sê, Here, ek kom te kort, maar ek wil regmaak. Ek wil op die plek kom waar U my soek. Ek wil doen wat U van my af verwag. Gebruik my, seën my en stuur my. Dankie, Here, dat ons vanaand U daarvoor kan vashou en vertrou. Seën ons nou, Here. Wees met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.